Goeiedag, ek is Chris. Ek gaan in hierdie opname wat demonstreer hoe ek tegnologie gebruik om twee scenario's, een oor waarskynlikheid en een oor datahantering op te los. Eerste gaan en waarskynlikheid oplos. Om dit te doen, gaan ek in hierdie webtuiste ingaan wat deur Statistics Kingdom gemaak is, dan gaan jy na single events toe. Dan kry jy twee plekke waar jy waardes kan invul. Die een is die normale aantal uitkomste en dan die tweede een is die totale nommer uitkomste wat jy kan kry. So as ons nou gaan hierso by waarskynlikheidsscenario. Die scenario is dat jy by Spar as jy meer as R200 spandeer, kry jy die kans om 'n geskenk pakkaart te kan kies. En van dit is daar so 50 kaartjies wat in die boks is, wat blindelik getrek gaan word. En jy kry verskillende kaartjies in die boks. 10 van hulle kan jy R100 kontant wen, 5 van hulle kan jy R500 voucher wen, 5 van hulle kan jy energy drankie koop en die res van die kaartjies is probeer weer kaartjies. As jy kyk na die vraag, wat is die waarskynlikheid dat 'n kliënt 'n kontantprys van R100 gaan wen? So, as ons kyk, kontantprys van R100 wen, hoeveel kaartjies is daarso? 10. So die 10 kaartjies se getal gaan ek in die heel eerste blokkie invul, wat die waarde van 10 is. Maar daar is nou 'n totaal van 50 kaartjies wat moontlik getrek kan word. So dit sit jy by die totale nommer van uitkomste, wat 50 is. Wanneer jy talle ingesit het, dan werk die webtuiste dit vir jou uit. Dan gee jy vir jou formule, wys dit vir jou waar die nommer die normale uitkomste uit is en totale nommer uitkomste wat 50 is. En dan werk hy dit uit en hy gee vir jou 0.2 waarskynlikheid om kontantprys van 100 te wen. Nou, met die tweede vraag is dit dieselfde probleem. Wat is die waarskynlikheid dat 'n kliënt 'n energiedrankie of 'n kontantprys kan wen? So daar is twee tipes kaartjies wat hulle kan van trek. 'n Energiedrankie kaartjie of 'n kontantprys kaartjie is. En as ons kyk na die kategorieë, energiedrankies is daar so 15 kaartjies en die kontantprys is daar 10. So dit moet 'n mens saamplus wat vir ons 25 kaartjies gaan gee en dan sit ons dit by die nommer van uitkomste, wat dan 25 gaan wees. En dan gaan 'n mens en druk 'n mens net weer calculate, dan doen hy presies dieselfde werk. Hy gee vir jou die formule, hy gee vir jou die nommer uitkomste en die totale nommer uitkomste en hy gee vir jou die waarskynlikheid van dit 0,5 is. En dan gaan dit is hoe 'n mens die waarskynlikheid calculator gaan gebruik om waarskynlikheid op te los. Volgende scenario is datahantering. So, ek maak 'n nuwe tab oop en dan gaan ek in die volgende webtuiste wat ek gaan gebruik om datahantering op te los. Nou, hierso het jy 'n plekkie waar jy jou datastel kan invul. So, jy gaan hier vat daai wat met jou gee weg, nou vat ek my scenario se datastel. Ons 30 leerders, dan gaan
11 klas wat onderwyser se toetsuitslae wil analiseer. So nou gaan ek vat die hele datastel van al die studente se punte. Ek kopie dit, dan plaas ek dit in die datastel blokkie en dan druk ek calculate om dit uit te werk. En wat hierdie webtuiste doen is, hy gee vir jou die mean wat die gemiddeld is, dan gee hy vir jou die mediaan. Die mediaan is mos die middelbedrag van die datastel en die modus wat se nommer die meeste voorkom. En dan gee hy jou ekstra inligting van die minimumwaarde en die maksimum. Hy gee dan vir jou die kwartiele, kwartiel 1 is 27, kwartiel 2 is 37 en kwartiel 3 41. En laastens gee hy vir jou die interkwartiel afstand. So al wat jy doen op die webtuiste is, jy vat jou datastel, jy sit dit in jou datastel blokkie, jy calculate hom en dan het jy alles van datahantering opgelos. Dan kan jy maar net klaarmaak en leer en dan het jy al jou antwoorde. So in hierdie demonstrasie ek gewys hoe ek tegnologie gebruik om twee scenario's uit te werk, naamlik waarskynlikheid en datahantering. Baie dankie.